vinnige praktiese regeling onthou, daar is 'n kartonhouer met 'n gaatjie in op die tafel daar vir julle R100 per persoon as julle nie van die snacks scan of op 'n ander manier julle geld betaal nie. Dit is beskikbaar, dit is die eerste saak net. Ek weet nie van alle praktiese goed op hierdie stadium nie, stel nie. John, wat is die volgende geleentheid? 25 van hierdie maand. Ja, praat ons met klimaatverandering, ons krijg professor Josella iets. Mag ek vir die dokters doen? Sy is persoon by die departement van geografie, 'n kundige op die Suidpool en so aan. En ja, sy is 'n wetenskaplike wat iets weet van die onderwerp. Maar ek het gesê dat ons moet kry in Suid-Afrika. Moet jy nie breeder doen. Is daar iets anders wat jy eerste bijeenkomst van die jaar, kom ons van de werk. Lyk so, ons het interessante sprekers wat ons weet van. Die eerste een vanavond is Stan, ek sal nou na hom toe. Maar ons hoop in afval dat julle dit 'n goeie jaar vir almal gaan wees. 2020 het weg, allemaal gevaar. En oral waar ons kom hoor mense maar net sê, jetsie, wat het gebeur met die jaar, is amper Kersfees alweer, so die familie met allemaal. Stan, dit is die mense wat voor jou sit vanavond, jy kan sien hulle is maar meeste van hulle is maar 'n bietjie verby alles, die ouderdom en alles opgehaal. En dan is dit so'n paar vibrante jong mense wat jy ook kan sien en wat ook baie trots op is. En soos ek veel gesê en gewaskeer, dit is uitermate divers van godsdienst, denke, akademie, discipline, enig iets is welkom. Jy is baie welkom hier by ons. Baie dankie. Julle het gesien op die e-post wat Stanley gestuur het, sy CV. Ek weet nie van julle moeite gedoen om het te lees nie. Ja, ek het ongelooflik dat ek dit gelees nog. Ek gaan dit lees nie, maar as julle hierna dit te lees, onthou jy dit is daar. Te sien dat het staan het. Vir my is dit 'n groot voorreg om iemand voor te stel als sedert net na 2000 ken. Toe was hy en sy twee vriende en Christoph was hulle sulke jong manne wat akademies baie betrokke was en vol vuur en enthousiasme, maar Stan was baie bekommerd of daar 'n toekoms vir hom in Suid-Afrika is. Hy het toe sy M.Net gekry in Cambridge en teruggekom in Suid-Afrika gewonder of hy nie maar liewers daar moes gebly het nie, want is hier nou vir iemand wat in die ekonomiese wêreld in die vak van ekonomie en bestuurswetenskappe is hier werklik 'n toekoms. En hy het aansoek gedoen vir 'n posie, lektorspos en het gekry. Op 27 was hy professor in ekonomie en bestuurswetenskap aan die departement. En die baie lang daarna het hy die dekaan geword van die departement en hy as dekaan afgetree en opgetree weer toe nou as die bestuurder van die Universiteit van Stellenbosch. Nou ek het nog gedink Stan, dis 'n countdown. Want jy weet ek het ook gedink as 'n beste met 'n skoolhoof. Jy rapporteer direk aan die rector. Die skoolhoof, wie sal nou in terme van die bestuur van die skool direk aan die rapporteer, dan is dit nou die skoolopsigter. Maar jy het eintlik die gebouwe te doen, al die gebouwe is jou het is ongelooflijk verantwoordelijke werk. Die eerste persoon wat naast aan Stanley vandaan komt is Jacqueline Cohen in termen van die verantwoordelijkheid van enorme begrotings om te bestuur en om die universiteit wat 'n groot besigheid het as 'n besigheid te bestuur en waar hy dan natuurlijk uitstekend is in termen van sy opleiding. Koster. Is dit ook? Meer as 'n koster.
understanding is dat dit is die helfte van dit is nie die helfte van. Sy akademie is die helfte. Ek kan lees daar is werkelijk waar jy goed toekennis te kry, as jy kanseliers, dit en al die soort van goed. Sy rating is al die soort van. Van 2000 toen maak met my afspraak, hy stuur vir my 12 bladsye artikel vir hoe dit geskryf het. Gods vraagteken in die postmoderne tyd. En hy maak met my afspraak en hy gaan sit en hy vat die boek van die kant af en hy kritiseer dit op 'n verskriklike konstruktiewe manier, sodat ek geweet het, as ek nie met hom voor dit gepraat het, en heel wat het geskryf. Maar wat ek probeer heb, altijd in die tweede uitgave, so ek is altijd vir mense sê, moes dat hier die 12 uitgave daar, en iemand my daarom al gehelp op haar meer genuanceerde soort van stellings te maak en te hanteren. Maar daar het ek net gesê, dat mense iemand te doen, dat werkelijk waar, ongelooflik, ek sê van kultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, van dogmageschiedenis, van werkgeschiedenis, behalve dat hy econoom is en dat sy doktersverhandeling in 2003 dat sy doktersverhandeling het onder andere of die thema gehad van die inflasie berekening van die inflasie van en in gevolg van sy verhandeling is die formule vir berekening van inflasie aangepast. Dit is sy sterkte. Die vlak van poëzie, van letterkunde en van theologie en van filosofie en die soort van dinge is hy ongelooflike kenner en daarvoor wil ek hier moet vanaand rechtig weer achter wat hy sê met dat grote en ook meer op professionele vlak waar hy met ons kon praat het in die parlementaire advocacy deel van die kerke, katholiek gereformeerd en toen het luister was het inzicht en jy gaan altyd iets hoor dat jy verras as hy van sy self theologie. Daar is Julie, jy is ons hier. Julie, baie welkom, ek wil net speciaal voor jou. Vriende, laatste ding gaan stel. Ek het gehoor dat Michelle Obama gesê het dat van haar man is die mooiste kenmerk wat sy het is, he's the most decent man that I know. En ek dink as iemand van iemand kan sê, he's decent and he's kind, is dit vir my omtrent sy grootste, hoe hy is al getrouwd ook, maar jy dit ook echt gekry. Hy is met Lena, later gaan getrouwd, later gaan, ek ken hom van Stias, sy dochter, hulle 2 dochters, 14 en 11, en hulle is in Bloemhofskool en mens, dus dit is iemand baie besonders dat ek vanavond die so baie welkom is en ek denk is die mooiste inleiding wat ek nog ooit gekry het. Ek voel al verleë om hierna te praat. Maar ek is gelukkig met die assosiasie, nee? Helena het my baie opgetrek. Dit was 'n goeie break vir my gewees. Vriende, ek gaan praat oor dekolonialisering van ekonomie, spesifiek op ons vasteland, en so ek gaan nie, het is amper soos Gandhi, nee? Julle ken die film uit die vroeë 80s, mens sien die moord op Gandhi eerste en dan vertel ons die storie hoe ons daarby uitgekom het. So laat ek eers die boodskap gee. Die boodskap van die gesprek is dat ten spyte van die ontnigterende nuus wat ons gereeld hoor oor ons eie ekonomie en oor die kontinentse ekonomie, is daar niks onvermydelik aan hierdie slegte situasie nie, net soos wat daar aan die ander kant van die munt niks onvermydelik is aan 'n omdraai van die situasie nie. So die nuus vanuit die ekonomie is dat al die waarheid lê in die morsige besonderhede. In elke enkele ekonomie moet jy in die morsige besonderhede gaan kyk waar die moontlikhede en die geleenthede lê. Maar die opbeurende deel van die nuus is, as jy jou bemoei
met die morsige besonderhede, dan kan jy die goed regmaak. Net nadat ek begin het in my heel eerste klas op Stellenbosch, was 'n student, sy was Franstalige student uit Rwanda gewees. Sy was in my eerste magisterklas, Monique Nsanza Baganwa. Sy was skaars Engelsmagtig gewees. En in die eerste lesing het ek gewonder, maar hoe gaan die ding nou werk? Want sy sit hier as 'n magisterstudent in ekonomie op Stellenbosch. Dit lyk nie of sy vreeslik Engelsmagtig is nie, sy lyk vreeslik teruggetrokke, en ek was erg bekommerd. Nietemin, ek het haar heeltemal onderskat. Sy het Engels baie gou bemeester, en sy het die volgende jaar haar magistergraad geslaag in die eerste posisie in die klas. Sy het teruggegaan Rwanda toe, sy het kort daarna die minister van Handel en Nywerheid geword. Sy is vandag die vice-president van die Reservebank van Rwanda. Ons het 2 jaar terug vir haar eredoktersgraad gegee. En sy het haar bemoei met die morsige besonderhede in Rwanda. As minister van Handel en Nywerheid het sy die besluite geneem wat van Rwanda 'n ander plek gemaak het vandag as 20 jaar gelede. Nie net 'n ryker land nie, dit is inderdaad 'n ryker land, maar die rykdom is 'n simptoom van die proses wat ek van gaan praat. So die proses van ekonomiese ontwikkeling is 'n proses waarvan een van die uitkomste groter welvaart is. Sy het nie die welvaart geskep nie, sy het die proses help skep, wat vandag van Rwanda 'n totaal ander plek gemaak het oor die laaste 20 jaar, een van die snel groeiendste ekonomieë in die wêreld. En as ek vir 20 jaar gelede gevra het om 'n rangorde op te stel van lande wat die potensiaal het om een van die snel groeiendste ekonomieë gewees het, sou ons dan bitter ver moes gaan om Rwanda op daai lys van waarskynlike suksesse te plaas. So jy kon uit 'n plek so onbelovend soos Rwanda, kon jy deur jou met die besonderhede te bemoei, kon jy 'n sukses skep, en niks daarvan was geluk of wat ek gaan noem groot oplossings nie. Alles daarvan was 'n ernstige moeite maak met die besonderhede van die ekonomie. En dieselfde in Suid-Afrika. Die laaste 10 jaar was vir ons 'n geweldige teleurstelling gewees in terme van die ekonomiese traject van die ekonomie, en niks daarvan was onvoorsienbaar gewees nie. So as jy my soort werk doen, en ek het 10 jaar gelede 'n hoofstuk geskryf in 'n boek wat ons genoem het Zoomanomics. My vriend Raymond Parsons het die boek saamgestel, en as jy ons samenstelling van opstelle gelees het, dan het jy 'n baie goeie vooruitskatting gesien van wat in die laaste 10 jaar gebeur het. Nie omdat ons so spesifiek diep insig gehad het nie, maar omdat die foute so hooglopend is. So die laaste 10 jaar se teleurstelling in Suid-Afrika is nie onverklaarbare frustrasie nie. Dit is 'n totaal voorsienbare stagnasie gewees, en as ons bemoei met die besonderhede waaroor ek gaan praat, dan kan die volgende 10 jaar ook inderdaad heeltemal anders te lyk. Nou, ek het onlangs 'n gesprek gehad met 'n groep akademici en sakelei en ander denkleiers, juis oor ons huidige omstandighede, en op 'n stadium met een van ons land se voorste denkers, ek gaan hom nou anoniem hou, maar jy kan hom al ken, uitgeroep, hy het gesê, perhaps we need a benevolent dictator to implement the solutions. We know what to do. Nou, daardie versigtiging is 'n geweldige ou versigtiging. Die frustrasie van iemand wat die probleme in die samelewing kan sien, wat die ongeduld het om die oplossings te implementeer, en wat net die versigtiging het om asseblief genoeg invloed te kry om die regte oplossings te implementeer. Terloops, ons vorige president het dit self gesê. So hy het by geleentheid gesê, that's why if you give me 6 months and make Zuma to be a dictator, you would be amazed. Absolutely. Everything would be straight. Nou,
as ek die identiteit van my onbekende vriend bekend gemaak het, sou julle almal dink dat hy 'n veel groter kans het om 'n sukses as 'n diktator te maak as ons toenmalige president. Maar die logika is dieselfde. En die logika is, ek verstaan die probleem, en as julle my net nie terughou op hierdie frustrerende manier nie, dan kan ek die groot oplossing implementeer. Hierdie soort manier om te dink aan die samelewingse probleme is baie oud en ongelooflik invloedryk. So al die utopiese oplossings waarvan u al gelees het in die literatuur, terug tot by Thomas More se Utopia, verby Hobbes en Locke, deur die Franse revolusie, deur die revolusies van die 20ste eeu, al hierdie is pogings om die onmiddellike probleme van die samelewing op te los met wat ek noem 'n groot oplossing. Nou as ek groot sê, dan praat ek soos die dood. Nee, die van u wat die Discworld novelle gelees het, sal weet dat die dood altyd in hoofletters gepraat het. So wanneer ek praat van groot oplossings, dan praat ek van daai soort oplossings. Dit is 'n meteense oplossing van die probleme van die samelewing. Jy begryp die probleem en jy implementeer gewoon die teenoorgestelde van dit wat verkeerd gegaan het. En die revolusies van die 20ste eeu is in 'n sin pogings tot presies dit. U sal hierdie versigtiging in Suid-Afrika al gehoor het, nee? U sal al gehoor het dat die fout van die oorgangstydperk in die 90's in Suid-Afrika was, dat ons nie ook 'n ekonomiese kodessa gehad het nie. Maar ons het 'n politieke oplossing gevind, ons het 'n stel politieke reëls vir 'n nuwe samelewing geskryf, maar as ons vir die mense in Kempton Park net ook in 'n ander kamer gesit het en gesê het, skryf net vir ons ook 'n nuwe stel reëls vir die ekonomie, dan sou ons die ekonomiese probleme ook opgelos het. En uit wat ek vanaand gaan sê, gaan die agterkom dat ek dink dit is 'n ongelooflike misplaaste gedagte. Nie om die sentiment nie, 'n mooi sentiment is nie. Dit is 'n uiters verstaanbare sentiment. Maar dit is 'n sentiment wat nie klop met hoe ons weet dat die probleme in die ekonomie in die waarheid opgelos word nie. So ek gaan eers 'n bietjie agtergrond gee. So ek gaan oor ons kontinent praat en ek begin deur vir u te sê dat 1000 jaar gelede was daar relatief min verskil in die welstand van die gemiddelde persoon op ons kontinent en die gemiddelde persoon in Europa. Nou, mens moet die elites in so 'n vergelyking in die pre-moderne tydperk buite rekening laat, by praat van die welvaart van die gemiddelde mens. Nou, die rede hoekom ek so maklik oor die welvaart van die gemiddelde mens kan praat, 1000 jaar gelede, is omdat daar bykans niks gebeur het met die welvaart van die gemiddelde mens vir die voorafgaande 10.000 jaar nie. Op enige plek in die aardbol nie. Met enkele klein uitsonderings. So as ek nou 'n lang tydlyn sou neem, so kom ons neem 'n lang tydlyn, as ek daar by die karre begin, en ek sê dis 30.000 jaar gelede, dan is die bronne wat beskikbaar was vir die gemiddelde persoon in enige menslike samelewing, en kom ons maak hom so hoog soos 'n gewone inkopietrolley. So dit is die bronne wat jy nodig het om 'n jaar lank te kan leef, pas in hierdie trolley. Dis nou net denkbeeldig. Nou rol ek met tyd langs hier na my toe. Aan en na, as ons daar by die laaste karre kom, dan is ons 10.000 jaar gelede, en is die begin van die oorgang na die sogenaamde landbourevolusie. En dit is die eerste tydperk in die geskiedenis van die mense wat ons 'n soort van getuienis van het, waar daardie trolley begin groei. Vir die gemiddelde persoon is daai trolley nou omtrent 40% groter. So, as hy 1 meter hoog was, is hy nou so 1,4 meter hoog, die trolley van bronne, wat tot die beskikking van die gemiddelde persoon is. Nou rol ek om maar verder aan. Daar gebeur niks nie. Nee, die duisende jare gaan verby. So 5000 jaar gelede, in die periode wat ons nou typeer as die bronstydperk, is daar verdere styging van so 20%. En dit is die oorgang, ons praat hoofsaaklik van die bronstydperk, maar die eindelike ding wat gebeur, is ons leer om te skryf. En wat skryf doen, is dit maak ons samewerking makliker. So later leer ons ook poësie skryf, maar die eindelike ding wat ons leer is om rekeningkunde te doen. En dit is 'n pragtige gedagte, nee, dat ons het geleer skryf om rekeningkunde te doen, en later het ons geleer om ook gedigte te skryf. Nou wat die rekeningkunde so pragtig maak, is rekeningkunde maak het moontlik vir jou om met iemand saam te werk wat jy nooit gaan ontmoet nie. So ons kry kleitablette in die Nile-delta wat uit die Tigrisvallei kom, wat gewoon 'n handelstransaksie opskryf wat 5000 jaar oud is.
En dit het moontlik gemaak vir die persoon aan die een kant van 'n handelsnetwerk in Mesopotamië om handel te dryf met 'n ander persoon of stel persone in die Nylvallei, en hulle sal mekaar nooit ontmoet nie, en hulle sou nooit met mekaar in interaksie kon gaan as dit nie was vir die tegnologie van die rekord wat gehou word deur skrif nie. So dis wat die 20% styging veroorsaak in die bronstydperk. En nou gebeur op hier niks, nou ons is die waantjie vorentoe, koninkryke kom en gaan, keisers kom en gaan, hulle word welvarend, maar die gemiddelde persoon se mandjie groei baie min. Eers na die begin van die laaste millennium, en eintlik net op een plek in die wêreld, in Europa, storie in China is so 'n bietjie gesofistikeerd, ek kan dit later vertel, maar in Europa begin die mandjie stadig maar seker groei, baie stadig. En omtrent 800 jaar gelede, so die mandjie is nou eintlik al relatief naby aan my, nou is al verby Ben. Hierdie mandjie het uiteindelik verdubbel, so na 30.000 jaar, eintlik, kom ons sê 29.000 jaar en 200, het die mandjie uiteindelik verdubbel in omvang. Nou rol hy nog vorentoe en hy groei stadig, en in die laaste 200 jaar, net hier voor my, begin hierdie mandjie groei. En wanneer hy teen my tref, is hy so hoog soos 'n 23 verdieping gebou. Nou dit is so wat ons hier gesien, hier in hierdie laaste stukkie, gebeur iets wat kwalitatief anderster is as enigiets wat nog ooit in die geskiedenis van die mensdom gebeur het. Dit is asof jy 'n grafiek gekry het wat in een rigting beweeg het tot hier en dan 'n 90 grade draai maak en in 'n ander rigting beweeg. So wanneer ons praat van die proses van ekonomiese ontwikkeling, dan praat ons nie in die eerste plek van 'n kwantitatiewe gebeurtenis. Dit is kwantitatief. Jy gaan van 2 meter na 23 verdiepings toe. Maar jy kan sien, ons praat van ordegroottes wat so verskil, dat die eintlike kwessie is 'n kwalitatiewe verandering. Ek wil dit graag met 'n foto vir julle wys. Ek wys hierdie foto's van my klas. Dit is my voorsate. Dit is my oupa Grootjie en my oupa Grootjie se ouers, wat daar in Prins Albert gewoon het. En die interessante, so hulle is nou Du Plessis van die middel en laat 19de eeu. En die interessante vir my van die is dat dit nie ooglopend is wie die ouer van die twee egpare is nie. En dit sê toch iets interessant. So hier is omtrent van die oudste van die twee ouer die oudste egpaar se foto's, van die oudste foto's in die land. Kom uit die laat 1870s uit, en as ons foto's gehad het van die Du Plessis vroeër vir die 13 geslagte wat ons al hier is, dan sou hulle soortgelyk gelyk het. Nie identies nie, maar soortgelyk. Die lewens van hierdie voorsate van my was nie kwalitatief anderster as die lewe van hulle voorsate 'n eeu voor hulle nie. Ja, daar was geringe veranderings, maar nie kwalitatief anderster nie. Maar die lewe van my gesin op Stellenbosch vandag kan mens haas nie in verband bring met die lewe wat hulle in Prins Albert gelei het in die laat 19de eeu nie. So laat iets kwalitatief in ons lewens verander. Ons het geleer om ander soorte lewens te lei. En die proses van ekonomiese ontwikkeling is wanneer 'n samelewing gaan van dieselfde lewe, van die hele traject van die trolley tot nou toe, totdat jy 'n ander soort lewe begin lei. Nou wat anderster is aan hierdie lewe in die ontwikkelde samelewing is, jy begin anders te dink oor die aanwending van jou tyd, jy begin anders te dink oor die aard van jou gesin, jy begin veral anders te dink oor die aard van jou samewerking met ander persone. So ek wil graag so stel, hierdie verandering in ons hulpbronne het nie voortgespruit uit 'n meer intensiewe gebruik van die hulpbronne van die aarde nie. Daar was natuurlik ook meer intensiewe gebruik van die hulpbronne van die aarde. Maar as jy nou Marx gelees het en baie ernstig opgeneem het, dan sou jy gedink het dat al wat hier gebeur het, is ons het 'n metode gevind om hulpbronne ongelooflik doeltreffend uit die aarde uit te kry in die proses van wat hy genoem het kapitalisme. Die kapitalisme is die naam wat hy gegee het aan die opgehoopte kapitaal wat ons uit die grond uitgegrawe het. En as ons die goed as opgestapel het, dan kry ons die 23 verdiepings. Nou, dat is eintlik 'n heel duidelike wetenskaplike vraag. Ons kan gaan bereken, het ons genoeg addisionele hulpbronne in die laat 18de eeu bymekaar gesit om te verklaar dat ons nou hierdie radikale verandering in welvaart
ervaar? En die antwoord is, dit kom nie eers naby nie. Ten minste 2/3 of meer van die verandering in welvaart kan nie verklaar word in die gebruik van hulpbronne nie. Maar in woorde, met dieselfde hoeveelheid hulpbronne kry ons dramaties meer uitset uit daardie hulpbronne uit. So dis nie dat ons harder werk nie, dit is dat ons meer doeltreffend werk. So working sort of smart and hard. En hoe is dit dat ons 'n proses het wat het vir ons moontlik maak om met dieselfde inset meer uitset te kry? Nou, jy sal tog die intuïsie daarvan in die eie lewens verstaan. Ons doen dit deur meer gespesialiseer te word op 'n meer beperkte aantal take. So ek vir my klas altyd sê, hierdie voorstate vir my was meer bevoeg as ek in omtrent alle aspekte van die lewe. Met een uitsondering, en dit is om ekonomielesings te gee. En kyk net wat die samelewing vir my gedoen. Hulle maak het moontlik vir my om in Dalsig te kan woon met hierdie enkele vaardigheid. En dit is om ekonomielesings te kan gee. Hierdie ongelooflik veelsidige voorstate van my het in relatief dramatische armoede relatief tot my geleef. En het is omdat hulle oor 'n klomp aktiwiteite heen, so hulle het gemiddelde tot lae vaardigheid gehad oor 'n groot klomp aktiwiteite, uit natuurlik, uit noodsaaklikheid uit. Ek kan spesialiseer omdat almal van u hier sit. Ek hoef nie iets te weet van die meeste van die res van my lewe nie. Ek moet net in 'n samelewing woon waar u dit weet. En as u dit weet, dan kan ons in 'n sisteem werk waar ek die ekonomielesings kan gee en u kan die kleinhandel hanteer of die finansies hanteer of die infrastruktuur in stand hou. En dit is die feit dat u spesialiseer op finansies wat het vir ons almal anders moontlik maak om nie spesialiste in finansies te wees nie en meer doeltreffend te wees met waarmee ons besig is. So daar's 'n tweeledigheid in die proses van ekonomiese ontwikkeling. Spesialisering vergroter produktiwiteit en meer afhanklikheid van samewerking met ander mense terselfdertyd. So die mate wat jy kan saamwerk bring groter moontlikheid vir produktiwiteit in jou eie lewe. Dit is hoekom ek die storie begin het met die bronstydperk en soveel klem gelê het op die rol wat skrif gespeel het. Dit is die ontwikkeling van skrif in die bronstydperk wat die ruimte gegee het vir die soort spesialisering wat daardie styging in internasionale handel, en internasionale handel is niks anders as 'n ander woord vir internasionale samewerking gebring het. So die proses van handel is maar net 'n proses van samewerking oor groter afstande. So hier is die proses van ekonomiese ontwikkeling. Het is 'n proses van spesialiseer en samewerking. Ons dink dit word ten beste gerig deur markte. Wanneer ek noem van markte praat ons maar net van non-hierarchiese vrywillige samewerking. Soos wat ons vanaand hier het. Soos het vrywillig vanaand hier naartoe gekom, so vanuit die ekonomiese perspektief is hierdie 'n markbyeenkoms wat ons vanaand hier het. Dit is nie hierarchies nie, is nie aangesê om te kom nie, anders as die manier hoe die Chinese probeer om die virus aan bande te lê, dis 'n hierarchiese oplossing, wat jy tans in China sien. Ons het hier 'n markoplossing. En oor 'n lang tydperk is markoplossings meer doeltreffend as hierarchiese oplossings, maar ons kan ook oor die uitsonderings daarvan gesels. Goed, so dit is dan die proses van ekonomiese ontwikkeling en hierdie proses het eers in die laaste 200 jaar gebeur en omdat dit eers in die laaste 200 jaar gebeur, weet ons dat die tans ontwikkelde ekonomie en die tans minder ontwikkelde ekonomie sal so onlangs soos 1000 of 500 jaar gelede op dieselfde plek wees. Dit is belangrik om te besef, want dit sê vir dat die proses van ekonomiese ontwikkeling op geen manier een noodwendige feit is nie. Die feit of 'n samelewing die pad van ekonomiese ontwikkeling gestap het, is, om die Engelse term te gebruik, historically contingent. Dus of jy deur die proses gegaan het of nie, dit is nie as gevolg van in die eerste plek byvoorbeeld die uitbuiting van slawe nie, dit is nie in die eerste plek die resultaat van internasionale
koninkryke nie, dit is of jy die proses van ekonomiese ontwikkeling deurgaan het, en daardie proses is in beginsel oop vir alle samelewings in die wêreld. Maar dit het nie geskiedkundig in alle samelewings plaasgevind nie. En een van die faktore wat het aan bande gelê het, presies op ons kontinent, is die proses van kolonialisering. En dit is hoekom ek die gesprek oor dekolonialisering wil hê, en ek dink 'n mens behoort die gesprek oor dekolonialisering te hê. So wat ek bedoel by kolonialisering dan, en ek gebruik hier die definisie van die Arabiese skrywer Abdul Fadil, is colonialism has emerged as a general description of the state of subjection, political, economic, and intellectual of a non-European society as a result of the process of colonial organisation. Nou, jy sal alreeds sien uit daai definisie uit, dat hy van 'n spesifieke episode van kolonialisering praat. Net daar was verskeie, in hierdie lang geskiedenis van my, is daar verskeie episodes van kolonialisering. Ons praat hier van die soort kolonialisering wat in die laaste 200 jaar plaasgevind het. Het 'n resolusie op die tafel geneem, en hierdie resolusie was om gelykheid formeel by die stigting van die Statebond tussen alle samelewings en rasse te erken as 'n beginsel van die Statebond. Nou vir ons klink so 'n resolusie na 'n soort van brood en botter saak. Wie sou teen so iets praat? En die resolusie is geveto deur die Britte en die Amerikaners, deur president Wilson self. Die argitek van die Statebond het daardie resolusie geveto. Trouwens, die resolusie is deur Japan gebring en is geveto deur president Wilson. Wat was sy alternatief? Sy alternatief was die volgende, hier is sy woorde. All of those regions are put under the trust of the League of Nations to be administered for the benefit of their inhabitants. The greatest humane arrangement that has ever been attempted. And the rules are laid down in the covenant itself, which forbid any form of selfish exploitation of these helpless people by the agents of the League who will exercise authority over them during the period of their development. Nou, as jy by die verskriklikheid van die woorde kyk, is daar 'n sentiment daarachter wat tog humanitair is, nee? Die doelwit is ontwikkeling, maar die instrument is die verdere onderdrukking van die samelewing totdat president Wilson en sy volgelinge aankondig dat die samelewing nie meer helpless people is nie. These helpless people, soos hy na hulle verwys. Nou, ekonome het 'n spesifieke naam ontwikkel in die 19de eeu. Jy sal miskien al gehoor het van ekonomie as die dismal science. Nou, die dismal science het niks te maak met 'n soort neerslagtigheid onder ekonome nie. My eie ervaring is dat ekonome in die algemeen 'n heel geestige klomp is. En dit is nie wat ons hoofsaaklik neerdrukkende vooruitskattings oor die samelewing gee nie. Maar so ons het hierdie naam, die dismal science, gekry uit die pen van Carlyle, die Britse essay-skrywer van die 19de eeu. En die rede daarvoor was dat Carlyle die presiese sentimente van president Wilson gehad. Sy sentiment was dat die manier hoe jy die helpless people van die 19de eeu laat ontwikkel, is deurdat die wonderlike Britse ryk die plek inneem en die mense help ten wil en dank om te ontwikkel, en dan sal ons uiteindelik aankondig, hulle is nou ontwikkel en hulle kan op hulle eie voete staan. En die ekonome van dieselfde tydperk het geargumenteer dat die beste wat jy kan doen is om 'n stel spelreëls vir die samelewing te gee om produktiewe samewerking in die samelewing te bring, en dan sal die ekonomie en die samelewing op sy eie ontwikkel. Carlyle se kommentaar daarop wil ek net gou vir u vind. Ek het dit mooi geskryf. Hy het, ek sal het maar uit my geheue sê, hy het gesê, wat 'n dismal science, waarvan die sterkste aanbeveling is, dat ons hulpelose mense aan hulle eie insigte moet oorlaat. En jy kan sien hoekom, nee, want as u oplossings vir die samelewing met die doodse groot letters van groot oplossings wil oplos, soos wat Carlyle wou doen en soos wat president Wilson wou doen, dan is daar aan 'n verskriklike ontnugtering as 'n hele vakdissipline vir u sê die beste wat u kan doen is om 'n goeie stel reëls te skryf
en nie net die formele reëls nie, maar veral ook die informele reëls daarop ontwikkel, sodat mense self die probleme kan oplos wat hulle in hulle lewens vind. Nou ek het gesê, ek gaan terugkeer na die konsekwensie van die kolonialisering wat ons in Afrika gevind het, en daar wil ek veral klem lê op die probleme vir samewerking wat geskep is deur die vorm van kolonialisering. So ons vorm van kolonialisering was nie die eerste plek oor slawehandel gewees nie, was die eerste plek oor politieke beheer van 'n stel politieke eenhede wat in 1884 in Berlyn geskep is. Dus die kontinent op die aarde waar jy by verreweg die grootste aantal reglynige grense kry. Het jy al gesien op die kaart? Dis die kontinent waar jy verreweg die grootste proporsie lande kry wat nie aan die see raak nie, sogenaamde landlocked lande. Dis die kontinent waar jy die grootste aantal samelewings kry waarvan ten minste 10% van die etniese samelewing in 'n ander politieke eenheid woon as die res van daardie groep. So al hierdie uniekhede van ons, mens kan maar sê, sosiale geografie op die kontinent, is die resultaat van die vreemde manier hoe ons grense gekry het. Hier is nie hoe ander kontinente hulle grense gekry het. Die grense op in Europa was 'n uiters evolusionêre gebeurtenis gewees. Jy het ook byvoorbeeld nie typies grense getrek deur riviere nie. Want in die grootste gedeelte van die geskiedenis van die mensdom is water nie 'n skeiding nie, maar 'n element van integrasie. Verreweg die doeltreffendste vervoer tot die ontwikkeling van stoomkrag was op water gewees. So die Middellandse See is 'n groot integrerende faktor. Die Nyl is 'n integrerende faktor. Die Zambesi rivier is 'n integrerende faktor, en dit is hoekom dieselfde mense aan weerskante van die Zambesi rivier woon. En dit uiters vreemd vind dat 'n koloniale kongres 'n grens in die middel van die Zambesi rivier gaan trek het. Selfde in die Marne rivier en anders op ons kontinent. Wat jy verdoen is, jy verdeel 'n samelewing en wat in die interaksie, die samewerking wat oor duisende jare op die water plaasgevind het, word nou met eens deur 'n politieke daad gestop. Die onmiddellike konsekwensie daarvan is dat die samelewing aan weerskante van die rivier moeiliker is. En jy sal onthou, my storie loop, nee, as die samewerking moeiliker is, dan dien jy die proses van produktiwiteit 'n terugslag toe. Jy maak spesialisering aan weerskante van die grens moeiliker as gevolg van die grens, weens die impak van die grens op samewerking. Dit is vandag nog so, dat het goedkoper is om 'n kar van Japan af tot in Lagos te vervoer, as van Addis Ababa na Lagos. Oor land. So om ons kontinent oor te steek, is die duurste stuk vervoer wat u kan doen op die aardbol. En die rede daarvoor is al hierdie grense in die tussentyd wat geleenthede skep om kostes by te sit. Niks hiervan is noodwendig nie. Alles hiervan is die resultaat van 'n stel besluite wat in die verlede geneem is en wat 'n stel spelreëls geskep het op ons kontinent wat spesifiek skadelik is vir die proses van ekonomiese ontwikkeling. Nou dit is, ek het hierdie storie begin met my student Monique Msanza Beganwa. Sy kom van een van die lande met die grootste probleme op ons kontinent. 'n Klein landjie, reg in die middel van die kontinent, uiters bergagtig, waarvan die etnisiteit, soos u weet, in Rwanda is daar 'n groep wat ons vandag Hutus noem en 'n groep wat ons vandag Tutsis noem, en hulle woon in Rwanda, Uganda, Burundi en in die Demokratiese Republiek van die Kongo. En die mensenslagting van 1994 is deel van daardie problematiek wat daardie 4 lande geskep het wat ek nou genoem het. So sy kom van daai uiters onbelovende plek af. En as jy in 1999, soos wat ek destyds gedoen het, die literatuur gelees het oor die ontwikkeling in Afrika, dan kan ek vir u sê dat Rwanda een van die plekke was vir wie ons die minste verwagting gehad het van snelle vooruitgang. Monique het op Stellenbosch kom studeer, en sy het teruggegaan en betrokke geraak, so sy is nie deel van die, mens kan maar sê, die politieke systeem in Rwanda nie, sy is 'n technokraat, my soort politicus, en
Sy is aangestel as minister van handel en nywerheid en waarmee het sy haar besig gehou? Sy het haar besig gehou om die koste van kolonialisering te verlaag. Deur die grense wat handel moeilik maak met Rwanda te verlaag. Deur die koste van besigheid doen in Rwanda te verlaag. Dit is veel makliker om bijvoorbeeld 'n maatskappy te registreer in Rwanda vandag as in Suid-Afrika. Die netto-effek van al hierdie klein besluite van haar, maar meedoenloos geneem oor tyd, is dat dit makliker geword het om in Rwanda besigheid te doen en die ekonomiese groeikoers in Rwanda het as 'n symptoom, as 'n resultaat daarvan gestyg tot soveel as 8 tot 10% per jaar. Nou die afgelope 10 jaar het ons ekonomie selde meer as 1,5% in 'n jaar gegroei en in die afgelope jare inderdaad minder as 1% in die jare wat ons ekonomie nie gekrimp het nie. Ek dink oor die laaste dekade het ons cumulatief seker omtrent 15% gegroei. Dis cumulatief oor 'n dekade. Hulle het dit in 1,5 jaar gedoen. So jy kry vandag 'n samelewing in Rwanda wat op 'n gans ander plek is as wat Monique. Nou ek maak haar nou die held van die storie, sy is natuurlijk nie die enigste persoon nie. Die feit dat sy aangestel kon word in daai pos sê vir u dat daar 'n motivering in die land was om presies daardie soort besluite te neem. So sy is maar een factor in 'n groter storie, maar wat ek wil beklemtoon is dat die soort besluite wat sy en haar kollegas geneem het dit geskep. Nou, u weet ook dat Rwanda nie 'n perfekte plek is nie. Trouwens, dat in hierdie tyd van ekonomiese ontwikkeling wat plaasvind in Rwanda, daar ook 'n agteruitgang in die politieke kultuur van Rwanda geword het. So Rwanda het 'n minder vrye plek geword oor die dierte van hierdie periode. Nie net Rwanda nie, ook naasliggende Uganda, nog meer dramaties as in Rwanda, ook in Burundi en natuurlik radikaal ook in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Dit is nie uniek aan Afrika oor die laaste 10 jaar nie. Ek het in voorbereiding tot vanaand gaan kyk na die Freedom House se jaarlikse opsomming van die stand van demokrasie internasionaal. Is 'n goeie publikasie. En die tendens oor die laaste 10 jaar is uiters ontstellend. Maar nie net op ons kontinent nie. Eweneens in Europa, in Asië, in Noord-Amerika. In Noord-Amerika is dit tans so dat soveel as 20% van jong Amerikaanse kiesers in 'n vraelys sê dat hulle dink dat 'n militêre regering nie 'n slegte idee is nie. Dit is haas ondenkbaar. Ons het dieselfde, dit is 'n opname wat jaarliks gedoen word al vir etlike dekades in Amerika. En as jy daardie opname gedoen het met mense wat gebore is in die Groot Depressie in Amerika, was dit 'n groep van 1 of 2% wat so 'n antwoord sou gegee het. So dat 'n geweldige skuif gekom in die politieke kultuur. As jy vir dieselfde Amerikaners vra of hulle dink dat die demokrasie goed werk, dan het die proporsie wat ja gesê het geval van 80% deur mense wat gebore is in die Groot Depressie of voor dit, tot so min as 'n kwart van mense wat in die laaste 30 jaar gebore is. So daar het 'n geweldige sinisme gekom oor demokratiese oplossing en wat is dan nou hierdie demokrasie? Dit gaan nie in die eerste plek oor die metode om mense te kies nie. Dit gaan oor die spelreëls oor hoe ons mekaar se regte in die samelewing respekteer. Dit is die eerste element daarvan. Ons is nie in die eerste plek in Suid-Afrika in demokrasie nie, ons is 'n republiek. Die kenmerk van 'n republiek is dat jy 'n grondwet het en dat almal, selfs die huidige regeerders, ondergeskik is aan die grondwet. Jy mag wel 'n demokratiese proses hê om die huidige regeerders te kies, maar die wese van die politieke bestel is hierdie reëls-gebaseerde politieke bestel. En daar het 'n sinisme gekom in die reëls-gebaseerde politieke bestel. En wanneer ons praat van internasionale populiste, dan praat ons juist van iemand wat sê, kom ons stel die reëls ten syde vir die probleem wat ek tans sien. Of het nou migrasie is, of spanning tussen geloofsgroepe, of wat ook al die spesifieke probleem van die dag is, ons stel die reëls tersyde, want die dringendheid van die oomblik vereis dat ons moet ingryp, en ons moet ingryp op 'n manier wat ons nie onsself nie laat steur aan die spelreëls van die samelewing. En dit is hoekom president Trump homself so gereeld in die moeilikheid vind met die regssysteem in Amerika. Hy
Hy wil homself nie laat bind deur die spelreëls in Amerika nie, en as jy een van sy ondersteuners is, dan is jy een van sy ondersteuners omdat jy dink dit is presies wat 'n mens behoort te doen. Jy behoort 'n groot oplossing te hê. Jy moet jouself nie laat aan bande lê deur hierdie uitgediende stelreëls wat nie tred hou met die dringendheid van die samelewing nie. So om terug te kom by ons kontinent dan, en ek gaan hiermee afsluit. Die aard van die lang ekonomiese stagnasie op ons kontinent is in die eerste plek die nalatenskap van 'n stel spelreëls wat samewerking moeilik gemaak het op ons kontinent. Dit is die grondrede. Daar is nie in die eerste plek 'n kulturele verduideliking wat klop nie. Daar is nie 'n geskiedkundige verduideliking nie, want die geskiedenis van ontwikkeling is so kort relatief tot die mensgeskiedenis, dat jy baie moeilik geskiedkundige onafwendbaarheid argument kan voer oor hoekom sekere samelewings ontwikkel. Daar is nie 'n hulpbronne verduideliking nie, daar is nie 'n tekort aan hulpbronne op die kontinent nie, daar is nie 'n menslike kapitaal verduideliking nie, daar is 'n spelreëls verduideliking. Daar is 'n onvermoë om te kan saamwerk, of miskien nie, ek wil dit miskien beter formuleer, om saam te werk is te duur in terme van die moeite en die koste en die tyd wat jy moet aangaan. En as samewerking duur en moeilik en tydsaam is, dan krimp jy jou aktiwiteite tot 'n kleiner omgewing. En wanneer jou aktiwiteite krimp tot 'n kleiner omgewing, dan werk jy minder gespesialiseerd, jy werk soos my voorsate, en as jy minder gespesialiseerd werk jy minder produktief. En dan as ek die som totaal van almal se aktiwiteit saamsit en ek kry die nasionale ekonomie, dan kry jy 'n minder produktiewe nasionale ekonomie. Maar wanneer jy die teenoorgestelde doen, wanneer jy wat doen wat Monique en haar kollegas in Rwanda gedoen het, dan maak jy die geleentheid vir produktiewe spesialisering groter. En wanneer jy daardie produktiwiteitsgroei kry, dan kry jy die geleentheid om te doen wat hulle gedoen het, om te investeer in die opvoedingssysteem, skole en universiteite. En dan bou jy die vermoë, en dan kry jy die proses die momentum. Want jy sal onthou, hierdie trolle het so dramaties gestyg, dat hierdie nie 'n gewoon proses is van eenvoudige produktiwiteitsgroei, of 'n eenvoudige opeenvolging van verbeterings nie. Hierdie moet 'n eksponensiële proses kan wees. So hy moet 'n soort interne momentum kan bou. Ons praat daarvan as endogene groei. Groei wat sy eie momentum kan bou. En dit is wat ons gesien het in plekke soos Rwanda oor die laaste 20 jaar. En ons kan dit ook in Suid-Afrika kry. Trouwens, ons het dit baie kortstondig al in Suid-Afrika se geskiedenis gesien. Daar is niks in die samestelling van ons land wat verhoed dat ons dit weer kry nie. En ons kan eintlik baie duidelik verstaan dat die probleem in die spelreëls in Suid-Afrika is, dat dit tans moeilik maak vir ons om hierdie soort groei te kry. En as jy wil, kan ons in die vraagtyd daaroor gesels. Maar ek gaan nou eers stop en vir jy kans gee om saam te gesels. Dankie, Ben. Wie wil die eerste vraag doen? Josh. In termen van die spelregels wat Ja. jy nou van gepraat het, moet mens die koste van besigheid alle minder maak. En hoe strook dit met wat Amerika nou bezig is om te doen, weer die koste van besigheid moeilijker te maak, minder internationale handel, meer invoertariewe enzovoorts? Dit gaat nie daarmee nie. Dit is ook om ekonome dink dat president Trump ekonomies ongeletterd is. Maar toch doen hulle op economie redelijk goed op die stadium, al ergens wil sy daar is Ben het gesê dat ek myself bemoei het met die probleem van inflasie in my, en dit is waar, my hele loopbaan is gebou op die probleem van inflasie. So jy moet weet wat se persoonlike teleurstelling ek gekry het toe die Wêreld Ekonomiese Forum hulle risikokaart gepubliseer het onlangs. Op hierdie risikokaart sien jy die waarskynlikheid van dat 'n probleem gaan gebeur en die ernstigheid van die probleem op die eie as. Nou heel bo regs, die goed wat ons moet bekommer is klimaatsverandering en so aan. En die heel onderste probleem was onbeheerbare inflasie. So, ek moet dan sê, toe ek my verloopbaan begin het, was inflasie nie daar gewees nie. Maar
die inflasie in Amerika is laag, soos enige ander plek. So daar is geen rede om te dink dat president Trump enigiets te doen gehad het met die lae inflasie in Amerika nie. En die korrekte vraag om te vra in Amerika is nie of dit vandag beter gaan in Amerika as, kom ons sê, maar Frankryk nie. Die korrekte vraag is of dit beter gaan in Amerika met president Trump se handelsbeperkings as wat dit in Amerika sou gegaan het in Amerika van 2020 sonder die handelsbeperkings. Dit is die regte vraag om te vra. En as ons na die data kyk wat ons oor Amerika het vir die laaste 150 jaar, dan is daar baie min rede om te dink dat die Amerika wat ons vandag sien beter daaraan toe is as sonder die handelsbeperkings. Wat ons sien byvoorbeeld is dat in hierdie matige groei wat Amerika die laaste 3 jaar ervaar het, was daar relatief min produktiwiteitsgroei. So as jy kwalitatief vra, hoe kwaliteit groei het onder Trump plaasgevind, is die antwoord laag kwaliteit groei. En dit is hoekom die gemiddelde lone in Amerika nie gestyg het nie. So is reg, werkloosheid is baie laag, maar lone het baie min gestyg. En dit is eintlik 'n verrassing, nee, want as die arbeidsmark so min werkloosheid het, dan behoort daar bedingingsmag te wees vir lone om te styg. Maar lone styg slegs wanneer die gemiddelde produktiwiteit van arbeiders besig is om toe te neem, want as produktiwiteit nie styg nie, kan jy nie meer betaal as jy dieselfde uitset by werkers kry nie. So een van die maniere hoe ons kan sien dat hier 'n lae kwaliteit groei aan die gang is in Amerika, is die stagnering in lone ten spyte van die uiters mededingende arbeidsmark wat daar is. So ons is nie oortuig dat daar 'n hoë kwaliteit groei aan die gang is in Amerika nie. En ons is ook nie oortuig dat die ekonomie van Amerika vreeslik gesond is nie, maar ek gee toe dat daar ander ekonomieë is wat selfs in 'n slegter posisie is as die van Amerika. Dan wil ek miskien net die volgende sê oor die logika van president Trump. Hy het nie altyd die kat aan die stertbeen nie. Alhoewel hy dit baie aan die stertbeen het. Maar hy het nie altyd aan die stertbeen nie. Daar is ook absurditeite in die internasionale ekonomie. Een daarvan is byvoorbeeld die internasionale possysteem. So die internasionale possysteem is 'n bizarre systeem. Ons het 'n internasionale ooreenkoms op grond waarvan ons postariewe verdeel. So as jy 'n pakkie van hier af Duitsland toe stuur, dan betaal jy bepaalde posgeld, maar daardie posgeld word nie regtig bepaal deur die besonderhede van die transaksie nie. Dit is 'n ooreenkoms wat sê wat die posgeld gaan wees tussen Suidelike Afrika en Wes-Europa. En daar's 'n ander ooreenkoms wat sê wat dit gaan wees tussen China en Amerika. En die ooreenkoms maak dit vir jou goedkoper om 'n pakkie te stuur uit China uit na New York as van 'n onmiddellik naasliggende staat soos byvoorbeeld Pennsylvania na New York. Dit is goedkoper om die pakkie uit China uit te stuur wat posgeld betref, as gevolg van hierdie absurde ooreenkoms. So hy reageer op hierdie soort probleem in die reëls van die spel. Die internasionale spelreëls oor pos is so absurd dat dit Amerikaanse maatskappye betaal om eerder goedere uit China uit te verskeep na verbruikers in Amerika as elders in Amerika uit. So ek het simpatie vir sy poging om dit op te los, maar die regte manier om daai probleem op te los is om die spelreëls te verander. Is om die reëls oor pos te verander, nie deur handelsbeperkings in Amerika op te sit nie. Die rede hoekom die regte probleem is al wat hy skep nou probleme vir alles anders. Daar was 'n partikuliere reël rondom pos wat hom geplaat, en hy skep 'n algemene probleem deur die handelsbeperkings rondom die hele ekonomie te lig. So, dis 'n perverse oplossing, maar daar was 'n soort logika agter die probleem wat hy gesien het. Jy weet, in lyn met die lesing, maar om aan te sluit by die vorige vraag. Een van die goed waarmee mense worstel is die aansprake wat Trump maak oor die krediet wat hy vir homself toeëien oor die ekonomiese sukses en groei. Wil jy iets sê oor die synkronisasie van alles tussen die sogenaamde skryf al is nie die Trump wat jy tot sy guns gebruik. Trouwens, as het goed gaan met die ekonomie, sal elke enkele sittende president beweer dat dit alles as gevolg van die president is. En die waarheid is dat bitter min daarvan. Of het nou goed of sleg gaan met die ekonomie, is bitter min daarvan
die resultaat van die president, veral in Amerika, omdat die magte van die president so aan bande gelê word deur hulle spelreëls, wat 'n groot gedeelte van die mag aan die Kongres gee. Soos jy weet, die Amerikaanse president skryf nie eers die begroting nie. Die Kongres moet dit goedkeur. Dit is hoekom ons hierdie vreemde episodes het, waar hulle nie 'n begroting het nie, wat hulle sonder 'n begroting moet loop, totdat die Kongres en die president uiteindelik kan saamstem oor wat die begroting gaan wees. Maar dit gebeur in geen ander republiek nie. En ons, het is onmoontlik, is ondenkbaar, dat 'n minister van Finansies se begroting nie deur die parlement aanvaar word nie. In Amerika het dit inderdaad herhaaldelik oor die laaste 25 jaar gebeur. So hulle het 'n stelsel waar die mag van die president sodanig aan bande lê, dat mens in Amerika nog minder as elders die onmiddellike resultate van die ekonomie kan toedig aan die stappe van die president. Maar as dit goed gaan inderdaad, dan beweer die president is alles as gevolg van homself. En as dit sleg gaan, is dit die gevolg van iemand anders. Die ouer president Bush, byvoorbeeld. En hy was 'n ordentlike man geweest. Die ouer president Bush het nooit vir Alan Greenspan vergewe nie, omdat Alan Greenspan die rentekoers in Amerika gelig het 6 maande voor die 1992 verkiesing nie. En hy was heilig oortuig dat dit die rede is hoekom hy teen Bill Clinton verloor het, want daar het 'n matige verlangsaming van die ekonomie plaasgevind. Nou terloops, dit is ook nie maklik om te sê of die verlangsaming in die ekonomie spesifiek met die rentekoersstyging van Alan Greenspan in verband gebring kan word nie, maar daar is 'n logiese verband daartussen. Maar dit is, hy het gedink dat die uitslag van die 92 verkiesing ten volle bepaal is deur die rentekoersbesluit. Nou, ek wil miskien net een ander opmerking maak. Ons weet dat in die lang geskiedenis is die Demokratiese party wat ten minste in die post-Roosevelt-periode 'n parallelle besteding voorgestaan het in Amerika. Dit impliseer gewoonlik groter besteding deur die regering en groter staatsskuld. Die werklikheid is, as jy na die tydreeks gaan kyk, dat die staatsskuld in Amerika meer gedaal het onder demokratiese presidente as onder republikeinse presidente in die post-Roosevelt-periode. So ten spyte van die retoriek oor staatsinperking en fiskale dissipline, was die republikeinse presidente demonstreerbaar minder gedisciplineerd gewees ekonomies as die demokratiese presidente, ten minste oor die laaste 80 jaar. So dit wys vir u hoe min van miskien die gewone retoriek oor die rol van die president mens ernstig moet opneem. Ja, ekskuus. Dankie die beskerming. Ek weet elke sin van jou praat en ons laat heel elke enkele sin, dis die woord spelreëls. Ja. Sonder spelreëls kan jy nie die game speel. En my vraag is, as ons nou kyk na ons huidige situasie in Suid-Afrika, nie net ten opsigte van die ekonomie nie, maar op so 'n oor, hoe kom ons oorteen op 'n gesamentlike spelreëls? Ons sê dat die landheer so as het wees, ons spelreëls, die daarse ouens en hulle gestel spelreëls, en ons ook die twee talle verskillende wêrelde. En hoe kry ons 'n gesamentlike spelreëls? Ek wil daarom net sê, my tone krul om van lekkerte as ek hoor dat dit die boodskap is wat jy gekry het. Want dit is wat ek gepoog het om oor te dra. So ten minste het dit geslaag. Ek is nie seker dat ons onsself besig hou met gesprekke oor spelreëls nie. Ons hou onsself baie keer, en ten minste in die laaste aantal jare, hou ons onsself eerder besig met gesprekke oor die verdeling van die bestaande bronne in die ekonomie. En dit is 'n belangrike verskil tussen die twee gesprekke. Spelreëls gaan oor die reëls op grond waarvan ons byvoorbeeld die verdeel van eiendom of die besit van eiendom reguleer. 'n gesprek oor grondverdeling is 'n gesprek oor die grond self, nie oor die spelreëls nie. Nou die twee kan by mekaar uitkom as jy sê een van die goed waarvan ons ontslaan moet raak is 'n reël wat dit moeilik vir jou maak om iemand anders se grond te vat. Dan raak dit 'n gesprek oor spelreëls. Maar die frustrasie om 'n politikus by 'n gesprek oor spelreëls te kry, is jy moet noodwendig die gesprek op 'n abstrakte horison plaas. Wanneer ons oor die spelreëls praat, dan weet ons nie hoe dit enige van ons in die kamer gaan affekteer nie.
Al wat ons weet is, ons almal gaan by hierdie stel reëls moet hou, maar ons spesifieke omstandighede 5 jaar van nou, mag daardie reël frustrerend maak, of mag daardie reël baie lonend maak. Al wat ons kan sê is, ons dink dit is in die algemeen 'n goeie reël. So dit is in die algemeen 'n nuttige reël om 'n spelreëls te hê wat eiendomsreg beskerm. Want dit maak dit moontlik vir ons om te investeer sonder die risiko dat ons kapitaal gekonfiskeer gaan word. Dit maak dit moontlik vir ons om te beplan. So die spelreël is nuttig. Maar het mag wees dat ek 'n ontwikkelingsplan het oor 5 jaar. En een klein stukkie eiendom beduiwel my hele pragtige ontwikkelingsplan. En dan vind ek daai spelreël uiters frustrerend in die omstandigheid. Nou, ek selfs as dit 'n moontlikheid in my lewe is, sal ek nog steeds nie stem vir 'n stel spelreëls wat eiendomsreg ondermyn nie, want in die algemeen troef die waarde van eiendomsreg die frustrasie wat eiendomsreg kan bring. Maar vir 'n politikus wat herhaaldelik verkies moet word, is daai baie moeilike berekening om te maak. Want president Trump moet hierdie jaar verkies word. En president Bush moes in 1992 verkies word. En dit was vir hom uiters frustrerend dat Alan Greenspan hom besig gehou het met 'n langtermyn projeksie van inflasie, eerder as met die onmiddellike politieke realiteit. En dit is hoekom ons gesprek, dit is hoekom ek so gekant is terloops oor daai ekonomiese Codesa gesprek. Want die ekonomiese Codesa gesprek is nie die gedagte om oor 'n stel spelreëls te praat nie. Ons het 'n stel spelreëls vir ons ekonomie. Dit is 'n vraag om te praat oor die verdeling van bronne in Suid-Afrika. Dit is eerder as spelreëls wil ons praat oor die hier en nou, oor die groot oplossing van ons probleem. En dit is waartoe ek spesifiek gekant is. Ja, Chris. Wie wil nou Chris praat? Weet jy kom weer het trouwens Chris. As niemand anders Is ja. Die kolonisatie in Afrika is begin in 1400 tot 1400 tot 1800. Dus als ons kijkt naar die situatie was in Afrika in 1400 in vergelijking met wat die ontwikkeling was in Afghanistan. En die kolonisatie heeft nooit plaatsgevonden. Waar zou ons vandaag geweest zijn? Waar is Afrika vandaag? Dit is moeilik om te sê, maar wat mens eigenlijk so stel, dit is natuurlijk, ek meen, dit is nou, wat noem ons, een geskiedkundige what if, en ons het nie 'n kans om die film oor te speel nie. Maar wat 'n mens toch sou kon sê, is daar is niks onvermydelik aan die proses van ekonomiese ontwikkeling, wat sê dat 'n samelewing aan die ooskus van Afrika nie aan die proses sou kon deelneem as dit, so, en daarbij moet mens nie sê die enigste factor die proses van kolonialisering was nie. Maar die manier hoe kolonialisering plaasgevind het dit bykans onmoontlik gemaak. So dit is dit kan ons met grote sekerheid sê dat dit in remskoen is. En dit is so, vriende, dat ons die spoedwalle vir ekonomiese groei makliker kan identifiseer as die faktore wat groei gaan aanspoor. En het is omdat het makliker is vir my, en u sal het verstaan, as ek 2 van u wil verhoed om saam te werk, is dit 'n relatief maklike oefening, nee? Ek kan u op allerlei maniere skei. As ek wil dat 2 van u moet saamwerk, is dit 'n moeiliker saak, want ek kan u nie forceer om saam te werk in 'n non-hiërarchiese manier nie. So die positiewe stap om produktiewe samewerking aan te spoor, is 'n duistere saak relatief tot die bekende resultaat om samewerking moeilik te maak wat in kolonialisering plaasgevind het. So ek kan nie vir u sê dat mens weet wat die antwoord sou gewees het nie. Wat ons wel weet is die manier hoe kolonialisering plaasgevind het dit bykans onmoontlik gemaak vir ekonomiese ontwikkeling om plaas te vind. Nou, Helen Zille is daarom nou nie verkeerd as sy sê dat kolonialisering het nie net die slegte resultate gehad wat ek sê nie. So mens moet eerlik wees daaroor. Daar is 'n klomp konstruktiewe goed wat ook gebeur het. Maar ons moet versigtig wees om die mate van positiewe interpretasie daaraan te koppel wat sy soms daaraan koppel.
Die infrastruktuur is verbeter, maar soos jy weet, die infrastruktuur is baie suidig verbeter. Dit is verbeter na die plek waar daar spesifieke koloniale belang in was. As jy na ons Oos-Kaap toe gaan, is daar relatief min infrastruktuur ontwikkel, want daar was relatief min koloniale belang daarin gewees. So dit was nie met 'n vreeslike welwillendheid ontwikkel nie, dit was met 'n spesifieke doel ontwikkel, maar dit is ontwikkel. Die geleentheid vir ons is om daardie infrastruktuur te gebruik. Ons sit eintlik met 'n fantastiese infrastruktuur in hierdie land, nou onder groot druk, maar ons het die voordeel dat ons die infrastruktuur het, en ek verskil nie van haar dat mense dit moet erken nie. Dat mense moet sê dat daar is nie net 'n negatiewe rekening nie. Daar is ook positiewe faktore, maar nie as gevolg van die probleem, maar sê ten spyte van die kolonialisering, is daar positiewe faktore. Ja, seker. Ja. Laaste training Ja. gaan. Ek dink dat dit so 'n groot met als baie ontwikkeling maar kan jy self in klas sou jy laaste training van baie groter meer positiewe ek kan ten minste dit sê, die voorafgaande kolonialisering het bykans niks demonstreerbaar te maak gehad met die episode waarvan ek praat nie. En ons weet dit, want as dit die voorafgaande kolonialisering was, dan was die beroemde storie nie oor Noord-Engeland nie, maar oor Spanje. En Portugal, en Frankryk, waar die grootste kolonies gehad het, nie Britannië nie. So ons weet, dit is 'n maklike storie om te vertel, want as jy na die tyd gaan kyk en sê, kyk, hier is die slawehandel, en hier gebeur die industriële revolusie, so dit moet seker die slawehandel wees vir die industriële revolusie veroorsaak het. Dit is inderdaad ontkoppelde gebeurtenis. Die slawehandel is 'n verskriklike gebeurtenis op sy eie gewees, maar nie op enige demonstreerbare manier aanleidend tot die industriële revolusie nie. Nee, seker. Die beeld van kolonialisme. Ja. En een van dit is hoe die grense opgestel is. Ja. So sou jy sê dit is moontlik om met vrye tegnikrale en reëls binne die lande te verander om dieselfde produktiwiteit te kry as met die selfhaalde van het geen nog nie skade nie, maar as met selfhaalde meer natuurlike grense was, of sal daar nog van iets gebeur, of Afrika Unie, of 'n oorlog, of nou grense raak. As ek nou net stel, dit wat nou die AI ons nou juist voor, en dit is daarmee te doen, dink jy daar is insig daar is sinvolheid in 'n gesprek om die impak van die grense te verlaag. So selfs as jy nie bereid is om oor die grense te praat nie, terloops die Afrika Unie en sy voorganger in die Organisasie vir Afrika Eenheid is op een ding eens, en dit is dat ons nie oor grense mag praat nie. Dit is ongelooflik, nee, as jy dink hoe ek vir jy vertel het hoe die grense ontstaan het, dan sal jy gedink het die laaste ding waaraan Afrika leiers in 'n sin geïnvesteer behoort te voel, is die grens tussen Botswana en Namibië. Maar dat is ongelooflik geïnvesteer. En het is omdat die postkoloniale owerhede in die skoene gestap het van die vorige bevoordeeldes van die stelle arbitrare grense, en nou weet jy hom. Die laaste ding wat jy nou oor wil praat as jy in Nigeria aan bewind is of Biafra 'n afsonderlike staat moet wees of nie. So dit is inderdaad Biafra wat die toets daarvoor was in die 1960s, soos jy weet. Die moontlikheid om 'n afsonderlike staat van Biafra te kry en die res van Afrika na die ding moet afgrysig gekyk. En gesê, dit is die ding wat ons nie gaan toelaat nie. Dis die herorganiseer van grense. So ons het 2 daarvan toegelaat. Albei op grond van verskillende oorloë. Die afsplit van Eritrea uit Ethiopië uit en die afsplit van Suid-Sudan uit Groter Sudan uit. En al 2 van hierdie het burgeroorloë van 30 jaar of meer gekos om die res van die kontinent so ver te kry. So dit is baie moeilik om het polities te herskryf, so wat jy moet doen, die uitdaging is eintlik die Ramaphosa is om te sê, kom ons maak die impak daarvan minder. Dis die logika van die Europese Unie uiteindelik. Dus die grense tussen Portugal en Spanje is nog steeds daar, maar die impak van die grens is baie minder. Excuus, seker. Wat jy doen in die stel is, om dit nou leer ons uit te staan. So die eerste plek moet jy het hulle die spelreëls duidelik gemaak.
Dit maak al 'n groot verskil. So as jy die Republikeinse logika, nou bedoel ek die van die Republiek, nie van die party nie, logika duidelik maak, dan is die belangrikste is om sekerheid te bring oor wat die spelreëls is. Hoe is dit dat eiendomsreg toegeken gaan word, verhandel kan word in die ekonomie? Wat is die mate van mag wat ons vir die polisie gaan gee? Hoe gaan die howe werk? Hierdie soort spelreëls moet jy duidelik maak. Die interessante is dat dit nie uiteindelik so groot verskil maak wat die particuliere reëls is nie. So die formele stel reëls in Frankryk byvoorbeeld, uit die Napoleontiese regspleging, verskil geweldig baie van die gemene regsysteem wat jy in Brittanje kry. Maar nie een van jy kan ekonomiese ontwikkeling onder die gemene reg kry, en jy kan dit onder die Napoleontiese kode kry. Maar die belangrike is dat dit 'n duidelike spelreëls moet wees, en natuurlik moet hy moet aan 'n sekere stel minimum vereistes voldoen. Byvoorbeeld, wat ook al die reëls is, dit moet reëls wees wat billik toegepas kan word. As die reëls so asymmetries is, soos daar uit buitende stel reëls wat ek in Peru van gepraat het, dan is daar nie sprake van ekonomiese ontwikkeling. Hierdie reëls moet relatief voorspelbaar wees, of die toepassing daarvan moet voorspelbaar wees. Dit help nie jy het 'n reël wat sê, ek sal môre besluit nie. Dit is 'n reël, maar dit is nie 'n baie voorspelbare reël nie. En dit is ongelukkig die soort versigtigheid wat 'n mens baie keer kry. Ek hoor dit baie selfs in die universiteit. Wat sê my kollega sê dit, sê die reël wat ons wil hê oor die begroting van die universiteit is dat die bestuur van die universiteit jaarliks moet kan besluit oor die begroting. Ek sê die kollegas, dit is nie 'n reël nie. Dit is om te kies om nie 'n reël te hê nie. So dit maak nogal saak wat die aard van die reëls is wat jy kies, maar daar is 'n groot verskeidenheid wat jy sou kon kies, en wat hulle in die eerste plek gedoen het, is om duidelik te maak wat die reëls gaan wees, en in die tweede plek het hulle daar gaan kyk, wat is die spoedwalle wat gegee daardie reëls samewerking duur maak. Byvoorbeeld, wat is die handelstariewe, wat is die koste om besighede op te rig, wat is die belastingstruktuur, hierdie belastingstruktuur doeltreffendheid aangemoedig, of het dit presies ontmoedig, want as jy bijvoorbeeld baie hoë belasting hef op toenemende produktiviteit, dan gaan jy nie toenemende produktiviteit kry nie. So jy kan met jou belastingsysteem kan jy produktiviteit ook aanmoedig. So dit is die soort van goed wat hulle gedoen het. Dit is nie een daarvan is uitspattig nie, maar is 'n opeenvolging van doelgerigte besluite om 'n stel doeltreffende institusies of spelreëls te skep met baie goeie effek. En dit is ook nie al nie, nee, dit het in Korea gebeur voor dit, ons het 'n klomp voorbeelde almal langs dieselfde trant. Iemand wat op iets meer vraag. Is er nog iemand nou dat ik wil weten? Tegen ons punt? Is wel om te zeggen dat niet trekken op die gesprek vanavond, maar ik heb hier ook een proberen luisteren en ik heb buiten voor die woord Marx. Ik denk niet kon zeggen of ons hier bedoeld met politieke ideologie of perspectief en wat ik denk daarvan is. Mijn persoonlijke belevenis is ons is in een zwaai naar rechts. Wereldwijd. Ons het een geprojecteerde, as ek in die radio moet geloof, geprojecteerde wereldgroeisyfer vir 3% vir die jaar, vir die planeet. En Suid-Afrika is 0,5%. Ek hoor ook al dat elke politieke partij en elke spreker, dit sluit Trump in, maar dit is teruggeverdig Blair wat nie Labour was nie, Blair se Calvin was Thatcher, so dis nie Labour. En selfs Bill Clinton mens dat sê dis ook 'n nuwe demokrat, dit is nie noodwendig. Dis nie kater nie. Ja, die swaar is ook niks met die ekonomiese groei en verwagting. So kan ek moet die saamstem dat daar swaai na regs is, maar met daai regs moet ons iets baie spesifiek verstaan. Dit is nie regs in die sin wat president Reagan regs was nie. President Reagan was regs op ekonomiese gronde, met ander woorde ten gunste van markoplossings, baie spektrum. Hy was 'n sosiale liberale persoon op alle sosiale vraagstukke. Ja. So ja. Ja, ek dink die swaai na regs is eintlik in swaai oor identiteit.
So dit is 'n enger definisie van my groep, en regs in daai sin. So eintlik, ek is al die Chicago filosoof Martin Nussbaum het onlangs hieroor gepubliseer in 'n mooi boek oor cosmopolitanism. En ek wil toch vir u vra, wanneer laas het u die woord cosmopolitisch gehoor? Nou, dit is 'n woord wat ek 20 jaar gelede as 'n jong ekonom baie sou gebruik het, want my waarneming van die samelewing wat in die 90's internasionaal ontwyk het, was van 'n toenemend cosmopolitiese samelewing. Wanneer ek dink aan die regs wat ons tans sien, dan dink ek aan 'n anti-cosmopolitiese samelewing. Plaaslik en internasionaal, en in Europa, en in Amerika, en in Asië, dit is wat ons in Myanmar gesien het, anti-cosmopolitiese samelewings. En ek dink dit is die ontstellende van die politieke ontwikkeling van die laaste 10 jaar, maar eintlik langer, maar intens van die laaste 10 jaar. Maar dit werk in Rwanda, dit werk in Uganda. Vir ekonomie, werk die eie belang, so skep die eie belang. Ja. Kijk, in Rwanda het hulle nie, wat hulle nie gedoen het, is wat president Trump gedoen het, en dit is om hoë mure rondom die ekonomie te sit. Nou, oor die interne van die politiek van Rwanda, soos ek gesê het, is daar inderdaad ernstige probleme. Daar is 'n chauvinisme binnekant Rwanda, maar dit is nie die soort chauvinisme soos wat uitspeel in Amerika, bijvoorbeeld nou met handelstariewe nie. Maar dit is nie, ek gee u helemaal toe, as jy sê daar is probleme met hulle politieke bestel, daar is intense probleme. Meer nog langs aan in Uganda, onder Museveni, wat eintlik in 'n soort moderne dictatorskap. Ek wil toch vir u van 'n episode gelees het. Daar's 'n verskriklik ontstellende episode in Uganda, wat mens eintlik nie kan strook met die jong Museveni wat daar aan bewind gekom het nie. En dit is nou hierdie episode wat ek hom net gou kry. Ek toch vir my nota oorgemaak het. Ja, hier is hy. Sondag 26 Februarie 2010, hele aantal soldaten dag op in Mubende in Uganda, en hulle het 20.000 mense daardie oggend uit hulle dorpe uit verjaag, die huise afgebrand, die skure afgebrand, 'n kind vermoor en die koeie geskiet, en almal op by Mespunt gemarseer na 'n versamelpunt, en die rede daarvoor is dat die regering daardie grond verkoop het aan 'n groot internasionale woudmaatskappye wat 'n 50 jaar transaksie met die regering gemaak het. En hier is wat die minister gesê het. So die minister op Amerikaanse radio het gesê, even if people have rights to survive, to live as human beings, they should not infringe on the rights of everybody who benefits from the forest. Nou, daardie sin is 'n skokkende sin as jy die proses van ekonomiese ontwikkeling wil stap. Want dan is daar nie iets wat die belang van die samewerking van die samelewing troef nie. Die gedagte dat die president 'n transaksie kan maak wat 20.000 mense se lewens ongedaan kan maak, is ondenkbaar in die proses van ekonomiese ontwikkeling. So, my kommer is dat daar 'n klomp ekonomie is wat aanvanklik gegroeid in Afrika, wat nou weer in trirad gaan, en Uganda is inderdaad een van hulle. Ek weet nie of jy onlangs op daar was nie, en mens sien die kommer oral as mens daar kom. Volgens de reëls van samenwerking hier. Dat is die reëls van samenwerking. Ik heb het gestaan, maar dat is een belangrijke vraag. Dan is het geconcentreerd. Ik wil terugkomen naar die thema van je praatje vandaag. En waar, ik probeer nog steeds verstaan waar ons onszelf bevindt. En ik wil het doen aan de hand van de hypothese waarmee jij het net uitgetrouwd is. En dat is die hypothese van Robinson en Assenhoff oor inclusieve samenlewings versus buiten de samenlewing. Nou, ek dink nie daar is enige debat oor wat Suid-Afrika voor 1994 was. En ek dink ook nie daar is enige debat oor wat ons probeer bereik het met 'n inclusieve grondwet, wat die spelreëls probeer teensit. In sommige gevalle in groot detail tot by kom jy die staatskas by, jy weet, al die grondwette gesê. Maar hier is die vraag, en jy het so indirect daarna verwys, Prof. Sampie de Branch het tot met sy dood geglo, ons het een pact met die duivel gesluit. Weer dat ons politieke beskikking bereik het,
met die uitreiling dat die ekonomie net bly soos dit is. En my vraag gaan oor in hoe mate ons daarin geslaag het om 'n inklusiewe ekonomie te skep. En of die afgelope 9 jaar, die 10 jaar van die Zuma-administrasie, maar eintlik al voor dit begin, nie maar net 'n voortsetting van die ou bedeling was, ekonomies gesproke met nuwe rolspelers. Met ander woorde het ons werklik waar daarin geslaag om 'n inklusiewe ekonomie te skep, of het die strukture dermate in plek gebly, en dit is wat op Sampie geplaas, dat daar nou nie nuwe bemagtigdes is. Met ander woorde, dat ons het nog steeds ouens wat binne die ligkring is en ouens wat buite die ligkring is. Dis nie nuwe gesigte. Wat ek dink, dit is een van die uitdagings waarmee ons sit. Ek sou graag hê daaroor. Ek en Prof. Sampie het 'n baie ingewikkelde geskiedenis gehad. Ons was baie goeie vriende en ons het ook verskriklik beklei. En in 'n poging om vrede te maak so maand voor sy dood het ons besluit ons gaan maar eerder oor Lord Acton gesels. So ons het onder sy boom gesit. Ons is al twee het saamgestem met wat ons nog meer lief voor is as om oor ekonomie te stry, is die geskiedenislesings van Lord Acton. Toe gesels ons maar daaroor. Want op hierdie punt kon ons mekaar nie vind nie. So Prof. Sampie is nie verkeerd wanneer hy geargumenteer het dat die diep liggende skade van ons voorafgaande politieke bestel is verskriklik diep in die ekonomie. So dit is nie verkeerd om dit te sê nie. Waar ek moet hom van verskil is dat Prof. Sampie presies een van die denkers was wat groot oplossings wou gehad het. Wat daardie probleem met eens wou oplos. En nie geduldig was dat ons onsself soos Monique dit sou sien met die detail ons self daar uitwerk nie. En ek dink waar hy ook nie reg was nie, is om nie te sien dat in die eerste 10 jaar na 1994 ons inderdaad beduidend gevorder het. Jy sal onthou dat die ekonomie in Suid-Afrika verlangsaam het in die 1980s en per capita terme gekrimp het, toe ons die langste resessie tot daai stadium gehad in die vroeë 1990s. En die ekonomie het weer begin groei en vir die eerste 10 jaar van ons nuwe politieke bestel het ons ekonomie gemiddeld teen 3,5% gegroei. Ons land nou vragtig graag teen 3,5% wil groei per jaar in reële terme. So dit is ons het dit gedoen. Ons het 'n oorgang gemaak van 'n stagnante ekonomie tot 'n ekonomie wat begin het om sy momentum te bou. En die oorgang tussen president Mbeki en uiteindelik president Zuma het beduidende veranderings gebring in die land. Nie noodwendig in die formele spelreëls nie, maar in hoe die spelreëls toegepas is. Ons het 'n stelsel gekry waar net soos, ek nou nie sê net soos nie, maar tot 'n mate soos wat gebeur het onder die slegste episodes van die Nasionale Party, waar die regering en amptenare hulle self onverbonde deur die samelewing se reëls, se spelreëls gevoel het. En die oomblik wat jy dit doen, affekteer jy al die ander besluite. So die oomblik wat jy 100 miljoen rand van staatsgeld kan spandeer op 'n stuk grond en wanneer die ouditeur-generaal daar kom, dan vind hy dat dit inderdaad niks is nie. En dit was 'n formele projek op die staatsboek. Ons is besig om 'n woonbuurt te ontwikkel en wanneer die ouditeur-generaal daar kom, dan vind hy 'n stuk veld met 'n doringdraad om. Of toilette, of die dosyne ander voorbeelde wat u en my met afgryse vervul het oor die afgelope 15 jaar. En wanneer dit die manier word om besigheid te doen, oor nie working smarter in samenwerking met ander mense nie, maar deur jou hande op die staatsgeld te kry, op watter manier ook al, dan skep jy die insentief dat dit die manier is om welvarend te word. En dit is nie net dat ons 'n morele probleem daarmee het nie. Dit is ook dat dit die produktiwiteit van die hele ekonomie 'n nekslag toedien, veral omdat dit bronne weglei van waar dit nuttig aangewend sou kon word, soos byvoorbeeld by Eskom. Nou wil ek vir u die voorbeeld wat ek net ontgaan my nou oomlik, ek wil 'n spesifieke voorbeeld genoem het. So ons SR voorsitter van 3 jaar gelede
en hy was die SR-voorsitter by 'n ander universiteit in die land, wat nie die bevoorregte geskiedenis van Stellenbosch het nie. En toe word hy die SR-voorsitter op Stellenbosch as 'n meestersgraadstudent in landbouekonomie. En hy sien my so halfpad deur die jaar, is 'n baie knap student. En hy sê vir my, maar hy verstaan glad nie hoe hierdie universiteit werk nie. Hy sê, hier is baie vreemd, hy is as die SR-voorsitter, is hy op ons tenderkomitees. En dan sê, wat ons doen is, ons kom by mekaar, ons kry die tenderdokumente, ons beoordeel dit, ons gee die punte volgens die kategorieë, en hy sê, en op geen stadium kry hy die boodskap oor watter maatskappy die tender moet kry, of oor watter kickback hy sal kry deur verlammings. Hy sê, ek kan nie verstaan nie, want hy was deel van die tenderproses by die vorige universiteit, en soos hy gedink het, hy sê vir my, hy het gedink, dit is hoe hierdie land werk. En hier kom hy op Stellenbosch, en hy vind 'n plek waar die reëls gewoon so objektief toepas. En hy sê vir my, ek kan sien nie dat hierdie 'n beter land is, soos julle dit hier doen, maar hy sê, dit is nie, ek het nie gedink die land werk so nie. Julle maar eerlik sê, hy het vir my sê, wat hy geleer het in die 10 jaar van sy so van jong volwassenheid, is dat die reëls is soos by sy vorige universiteit. En dit is die verpletterende skade wat Zuma-administrasie gebring het, is die verwagting dat dit die manier van samewerking in die samelewing is. En dit is nie waarvan Prof. Sampi gepraat het nie. So daar is hy verkeerd. So hy het nie mens kan maar sê die partikuliere skade van die Zuma-periode erken nie. Hy het alles toegedig aan die nalatenskap van apartheid, en daar het ek en hy nogal pertinent verskil. Ja, so. Ons lewe in Ethiopië, ons kry 'n vriendelike diktator en hy stel Stan Duplessis as immigraat aan om die klein goeders te begin verander. En jy het 'n 15 jaar visie, maar wat sal dit wees? Ja. Kyk, jy sal weet dat president Washington, nadat hy die Vryheidsoorlog gewen het, onmiddellik uit die publieke lewe getree het in Amerika, en hy is op grond daarvan die erepresident gemaak van die sogenaamde Society of the Cincinnatus in Amerika, met verwysing na die Romeinse. So as ek nou die Cincinnatus geleentheid kry, en dan beloof ek om uit te tree, né? Die oomblik dat die goeie goed gedoen is, dan beloof ek sal daar by plaas toe gaan soos Cincinnatus. Wat ek my self mee so besig hou, is in die eerste plek om die spelreëls in die staatssektor onmiddellik deursigtig toe te pas. En dit beteken dat die proses van die Zondo-kommissie, wat dan met veel handvrywerry gepaard gaan, dis die regte proses, maar daardie proses moet met veel groter enthousiasme en radikale konsekwensie toegepas word. Die eerste stap is, jy moet die ooglopende antisosiale gedrag aan bande lê. Want in ons geval, die ooglopende korrupsie, wat eintlik anti-samewerking is, anti-samewerking, moet jy onmiddellik aan bande lê. En dan moet jy jouself afvra, wat maak besigheid in Suid-Afrika duur? In die arbeidsmark, in investering. Wat maak investering bijvoorbeeld onzeker? Hierdie gesprek oor grondregte is deel daarvan. So wat maak investering onzeker? Ons handelsbeleid het achteruit gegaan oor die laaste 20 jaar. So 20 jaar gelede het ons 'n proses van progressiewe tariefverlaging gehad, en ons het dit omgekeer. En ons het vir partikuliere politieke voordeel oor die laaste 10 jaar begin om tariewe weer op te stoot, om die tekstielbedryf in die Kaap te beskerm. Nou, weet jy wat die effect daarvan was? Die afname in werk in die tekstielbedryf in die Wes-Kaap is nie 'n oomblik geaffekteer deur die tekstieltarief nie. Al wat gebeur het is dat tekstiele vir arm Suid-Afrikaners duurder geword het. Dat is al impak daarvan. So dit is die soort stappe wat ek sal neem. Ek sal ons tariewe verbeter, ek sal onmiddellik teen korrupsie optree. Nou, of ek gaan slaag as 'n oop vraag, dit is 'n gevaarlike ding om teen korrupsie te optree, maar dit is nou, u gee vir my die mag van Cincinnatus. Ek sou investering groter sekerheid gee in die ekonomie.
En dan gaan ek die projek begin, en dit is 'n projek wat nou, jy sal moet voltooi as ek klaar na my plaas toe is, want dit is 'n projek van 'n dekade, en dit is om die skoolsisteem te verbeter. Dit is die enkel grootste probleem wat ons het. Maar jy kan dit nie in 1 jaar oplos nie, die ander goed kan ek in 1 jaar doen, maar die skoolsisteem moet ons aan werk, want ons skoolsisteem, daar is geen moontlikheid vir ons om die soort produktiewe kapitaal onder ons eie mense te bou, as ons nie die skoolsisteem oplos nie. My kinders is in die beste gedeelte van die skoolsisteem, al is hulle in 'n staatsskool in Stellenbosch, maar ons het 200 skole in die land, wat soveel A's in wetenskap en wiskunde lewer, as die ander 6.500 skole saam. Ons het 700.000 matrikulante gehad verlede jaar, daar was net 4.000 A's in wiskunde. Die vorige jaar was daar nog 8.000 A's in wiskunde gewees. Ons het 'n verskriklike probleem in die onderwysstelsel. Nou, dit is ook oplosbaar, maar dis die werk van 'n dekade, want dit gaan oor wie die onderwysers is. Dit help nie vreeslik baie dat jy graad 6 onderwysers het, waarvan net 'n kwart graad 6 wiskunde kan deurkom nie. So dit is, dis 'n langer probleem, en ek gaan my 'n langer termyn as diktator moet gee om dit op te los, maar dit is dan my langtermyn projek is om aan die onderwyssysteem te werk. Is dit enigstens daar? Ja, dit is, ek het dit nou nie gesê nie, maar u vra nou, en dan moet ek dit eerlik antwoord. Dit is so ek verstaan die logika daarvan, en Mohammed Karaan is 'n goeie vriend vir my, ek verskil met hom op die, so hy sê, dit is noodsaaklik, en ek kan die argument koop. Wat ek nie kan sien nie, is ek kan nie sien hoe jy die projek kan deurvoer sonder om die reëls skeef te trek nie. Want uiteindelik kom dit daarop neer dat jou besluite nie meer op produktiewe gronde geneem word nie, maar op grond van 'n ander berekening. So ek kan nie die logiese weergawe sien daarvan nie. So wat ek sou gedink het is wat jy veel eerder moet doen. Eerder as om die spelreëls rondom byvoorbeeld kontrakte of aanstellings of so aan op hierdie manier te manipuleer. So ek eerder wou gesien het dat ons onsself erken as 'n samelewing. Dat die voordeel van my kinders op grond van waar hulle gebore is, radikaal beter is as die kinders wat in Kayamandi gebore is. En ons moet eerlik vir mekaar sê, dat wanneer ons belastinggeld spandeer op Eikestad Laar, behoort ons veel meer per kind te spandeer in Kayamandi. En op die manier, die probleem, ons moet het absoluut erken dat daar so ongelykheid is, en ons moet ons collectieve bronne agter die oplos van die probleem insit. Maar daar help ons baie min om 20 jaar later die aanstel van my dogter teenoor iemand anders te probeer manipuleer op grond van 'n rasseberekening. Dankie. Skryf, ek gaan vir jou. Dankie sê. Mag vir my kant ook baie dankie. Jy kry dit reg om ons vir oomblik te stuit in ons weghardloopende spore en te dink die ding is ingewikkelder en ons weet minder as ons gedink het. Daar sê. Stan, ons deel 'n verkorte naam. Ek is kom in Stanley, en jy is plek as Stanley Langs of so iets. Dis indrukwekkend moet ek sê. En net so was gesprek genaamd, uiters indrukwekkend. En dit is vir my as ek het altyd in my lewe hierdie ontsettende gemis in my lewe gehad om die uitvoerende bestuurder van die universiteit op sy voornaam te noem. Dankie, Stan. Om jou naam te noem. As eerste student destyds op tikkies, ek weet het al nou nie in julle geval het eendag aan Haresne en toe sit prof Eddie Hamman langs my aan Haresne en dit was my besondere dag geweest, so verdamp om jou te bedank vir wat jy gedoen het op ons te praat. Ek was self in Rwanda gewees in Rwanda, ek het daar beïndruk die faktor dat hulle volksmoord in 94 was en ons het in 94 ons groot oorgang gemaakt. En interessante ding wat met my daar gebeur het, is die ou wat ons mee gerei het by 'n begrafplaas verby gerei en hy vir ons getolk wat op die begrafplaas se ingang staan en daar iets gestaan van, dis 'n Hutu begrafplaas. En toe sê hy, maar ek wil vir julle net vandag sê, dis vandag onwettig om van Hutus en Tutsis in hierdie land te praat. En ek wonder baie daar, of dit nie een van die geheime is wat Rwanda uitgevind het. Dat jy moet ophou om mense volgens hulle
te groepeer. Maar dit daar gelaat, ja, Rwanda is 'n uitstekende voorbeeld. Ek is so beïndruk met die meisie wat jy hier gehad het en wat vandag so 'n wonderlike rol daar speel. Baie, baie dankie. Ons is besonder geëerd om jou hier vanaand te hê en ons kan net in groot bewondering staan vir wat jy bereik het in die lewe en baie, baie, baie dankie. Dankie Stanley. Baie dankie. En kan ek net baie dankie sê vir julle uitnodiging, baie dankie vir die vriendelike ontvangs vanaand. Dit is baie lekker om 'n aand saam met julle te spandeer. So dit is 'n groot voorreg gewees. Ek waardeer dit regtig. En jy kan in die volgende weer kom en die sal. Dis baie gaaf. Dankie Ben. Wat sê jy nou van Brexit? Dit is 'n onverstaanbare besluit en dit is eintlik wat gebeur as jy 'n spelreël, naamlik of jy op 'n gewoon meerderheidsstem plaas. So dit is, wanneer ons praat van die soort van politiek van spelreëls, dan praat jy eintlik noodwendig van die soort van ding wat jy 'n veel groter meerderheid voor behoort te vereis. Want 'n toevallige meerderheid, en wat gebeur het in Brittanje is, 'n groot klomp jong mense het gewoon nie gaan stem nie. En as hulle gaan stem het, was die resultaat noodwendig anders gewees. So dit is 'n onbesonde politieke daad gewees deur Cameron. En hier sit ons nou met die gebakte pere. Nee, dit is ek is op pad so, ek vlieg Vrydag aand, my broer is 'n Britse burger. Hy kan dit self